Dankie julle, ek waardeer dit opreg, want nou moet ek gou myself by mekaar kry om nog weer te praat. Ja, ek is ook maar emosioneel, ek verlang ook na my ma vandag, maar my ma het hierdie boodskap wat ek aan julle wil oordra geïnspireer. So ek het net 'n gedagte wat ek met julle wil deel. Maar wat ek wou sê is, toe hulle nou praat oor die kinders en dankie vir die kos maak, moet ek maar tog maar bieg. Ek onthou dae wat die kinders by die huis gekom het, dan sê hulle, mamma, jy het vir ons haddag rolletjies gegee met tomatiesous, maar ek het nooit die Vienna's ingesit, het was nog in die mikrogolf. Of ek het hulle wapentjies aangewerk aan hulle baadjies, maar ek het hem toegewerk, so hulle kan nie hulle sak geldjies daarin sit nie. Maar ek is nie daai ma nie, en ek is nie daai pastoorsvrou nie, ek weet dit, maar weet jy, ons almal het iets by die Here gekry, en ons komplementeer mekaar daarmee. So vandag wil ek met julle 'n gedagte deel wat regtig geïnspireer was deur my ma, maar omdat ek gaan nie al die skriffies opsit en lees nie, ek gaan baie agtergrond sommer net uit die face uit met julle praat. En vandag sien julle al die sambreeles opgehang en dit was vir my die mooiste beeld toe die vla Mariska hier voorwaai en ek herinner aan die skrif wat die Here sê, die vlag wat hy oor ons waai, his banner over us is a banner of love. En ek kon daai liefde ervaar. En toe Aubrey gaan en hy sit al die kinders hier voor en hy seën hulle, toe sien ek die sambreel van beskerming oor hulle. So dis vir my baie mooi bevestiging. So ja, ek wil met julle praat oor wees 'n sambreelmens, want dis wat my ma my geleer het, dis wat sy is, en toe gaan vind ek dit is werklik waar 'n Bybelse beginsel. So, eendag het ek en Aubrey gestap en ons het 'n seminar bygewoon en daarna het ons 'n afspraakie gehad, maar dit was 'n mooi dag en dit was 'n lieflike dag en dit was nie te ver en ons besluit toe ons gaan sommer stap. Terwyl ons nog so lekker loop en gesels, sien ek eers maar hier pak die wolke saam. Binne minute, een groot reënbui. Noodloos om te sê nee, ek of Aubrey het 'n sambreel by ons nie en ons moes toe na die naaste gebou hardloop en skuiling vind. En wag tot die reënbou verby is en natuurlik het ons nie ons afspraak nagekom nie. En dit bring ons uit by wat is 'n doel? Wat is die doel van 'n sambreel? Dit bied beskerming en dit bied skuiling tussen die son, die sneeu en die reën. Met ander woorde, as ek en Aubrey wel 'n sambreel by ons gehad het. Ek dink in elk geval dit was Aubrey se plig om een saam te bring. Sou die reënbou ons nie verhinder het om betyds te wees vir ons afspraak nie, né? So ons sou te midde van die storm sou ons nog kan voortgaan en ons sou beskerming in die storm gehad het, né? Nou, net so is dit in ons geestelike lewe. Net so is dit in ons geestelike lewe. Want die woord Jesus self is ons beskermingsteenies in die storms van die lewe. En dit maak dat jy staande bly in die storm. Daar's 'n skrif wat sê, en ek gaan dit in Engels vir julle quoteer, and you will be found standing after the storm. Die storms gaan kom. Dit gaan kom, dit reën oor die regverdige en die onregverdige, die storms gaan kom, maar as jy wil staande bly in die storm, moet jy die woord van beskerming, moet jy die sambreel van Jesus oor jou kan hê. So die vraag is nie of jy in die storm gaan kom of nie, want hy gaan. Die vraag is, het jy beskerming in die storm? Want as jy die beskerming van God het in die storm, dan hou jy koers. Jy sal steeds jou stemming bereik. Want dan is Christus jou geestelike jou skuiling. Psalm 91 is een van die mooiste psalms wat sê, die skuilplek van die Allerhoogste is ons beskerming. Maar hoor gou wat sê vers 4. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Jesus self het ook gesê, hy wou sy kinders bymekaar maak soos hy hen haar kuikens onder haar vlerk bymekaar maak. Sien julle die prentjie vandag, die goddelike prentjie wat God vir ons wil skep. Hy wil ons almal so kom bymekaar maak onder die woord van Jesus Christus. Maar vandag gaan dit nie net oor my en jou beskerming nie. Vandag wil ek sê, dit gaan oor meer. Dit gaan oor die persoon wat langs jou sit. Dit gaan oor die persoon met wie jy werk. Dit gaan dalk oor jou ma, jou suster, jou man, jou familielid wat 'n nood het. Dit gaan oor 'n vreemdeling wat jy dalk elke dag verbygaan. Dit gaan dalk oor 'n vriend of 'n vriendin. En die skrif is volop hiervan. En dit is 'n roeping in ons elkeen se lewe, dat as iemand in die reën staan, bied vir hom 'n sambreel aan. Want wanneer jy vir iemand 'n sambreel aanbied, en dit beteken jy voorsien aan 'n nood of 'n behoefte,
En ek wil hê julle moet dit sien, wanneer jy 'n sambreel aangee, jy voorsien aan 'n nood of 'n behoefte, dan plaas jy jouself in 'n posisie om dit te ontvang wat die Here vir jou instoor het. Dis 'n goddelike prentjie en vandag is Moedersdag en daarom wil ek teen die agtergrond van ander help, want is dit nie 'n ma nie. Ons maas wil net, ons kan nie genoeg doen nie. Ons het dit nou gehoor. Selfs ons kinders skool toe vat is vir hulle so 'n groot seën in hulle lewe. Maar teen die agtergrond van help, teen moeders wat help, wil ek graag met julle praat oor 2 besonderse vrouens in die Bybel. Nou daar is 1 of 2 of 3 hoofstukke in die Bybel wat net rigtingaanwysings was vir my, wat my hele lewe verander het. En een van hierdie is hierdie, 2 vrouens. Wat toe die storms van die lewe toesak, het hulle vir mekaar sambrele aangebied. En so het hulle self in 'n posisie geplaas om te ontvang dit wat God vir hulle instoor gehad het. Ek praat met julle vandag oor 2 van my favourite mense in die Bybel, Rut en Naomi. Ek het nou hierdie week uitgehelp daar by Tina hulle en die dametjie daar wat die tee maak, my ma het my geleer, jy maak eerste vriende met die dame wat die tee maak, want dan is jy okay in die dag. En ek sê, môre wie is jy? En sy sê, Ruthie. Ek sê, Ruthie, ek praat oor jou Sondag. En net daar is die smile daar, en elke uurtjie het ek my tee gehad, so ek is baie dankbaar. Maar Rut en Naomi, so ek gaan agtergrond skets, ons gaan nie nou skrif dadelik opsit nie. Rut was Naomi se skoondogter. Naomi en haar man het Bethlehem verlaat, weens hongersnood, en hulle kom vestig in Moab, die dorp Moab. Nou Moab was 'n heidense land, waar almal in sonde geleef het, en hulle het afgoderry gedien. Maar tydens haar verblyf daar, het Naomi alles verloor. Sy het haar man verloor, en sy het haar 2 kinders verloor. Naomi verloor alles in Moab. Maar Naomi het gehoor, haar God het ag gegee op sy volk in Bethlehem. En sy besluit, sy gaan terug Bethlehem toe. En sy laat haar 2 skoondogters, sê vir hulle, sy gaan nou terug, maar sy raai hulle aan om nie saam te kom nie, want sy het niks om vir hulle te offer nie. Orpa besluit, sy gaan bly. Naomi besluit sonder twyfel, ek gaan saamgaan. En ons gaan aansluit by hulle gesprek, in Rut 1 vanaf vers 15 en 16. Daarop sê sy, dit is nou Naomi wat hier praat, kyk, jou skoondogter het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoondogter aan. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. En waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Nou moet julle onthou, Rut was 'n heidense vrou. Sy het niks geweet van Bethlehem nie. Sy het niks geweet van hierdie God. Sy was 'n heidense vrou wat haar afgoderry gaan los en Naomi gaan volg. Sy het besluit dat Naomi die ware God aanbid. Rut het haarself commit, nie net aan Naomi nie, maar aan die God van Naomi. En nou laat dit my ook dink, en ek dink ons is 'n tydperk in ons lewe as gemeente, waar ons dalk moet stilstaan en sê, ek kan myself nie net commit aan AGS Bethesda nie. Dit is groter as dit. Ek moet myself begin commit aan die God van AGS Bethesda. En dan verander alles. Nou as ons verder lees, toe Rut nou vir Naomi gesê het, ek gaan nie bly nie, ek gaan jou volg, het Rut vir haar sambreel aangebied. 'n Sambreel van bystand en ondersteuning. En as ons verder lees, sien ons dat toe Naomi sien, sy gaan nie Rut kan oortuig nie, toe besluit sy, okay, hulle pak die pad aan Bethlehem toe. Nou bietjie oor Naomi. Naomi het die ware God geken, en nie net geken nie, sy het hom gedien ook. Daar's 'n groot verskil. En haar lewe het so groot invloed gehad op Rut, dat Rut haarself toegewy het aan Naomi en aan haar God. En toewyding is 'n sambreel. En wanneer jy 'n invloed het op mense se lewe tot so 'n mate, sal jy vind dat hulle outomaties hulle self toewy aan jou. Outomaties sal daar ondersteuning kom, outomaties sal daar bystand kom en toewyding kom. Want toewyding is 'n sambreel wat jy vir iemand gee. Wanneer jy vir iemand 'n sambreel gee, plaas jy jouself in 'n posisie om te ontvang dit wat God vir jou instoor het. Rut, deur die invloed van Naomi het Rut ook die ware God gedien. Sy het tot bekering gekom as gevolg van Naomi. Rut het haar tuiste gemaak by Naomi in 'n vreemde land,
En toe hulle daar aankom, het hulle niks gehad nie. Ek weet nie of daar van ons is wat al ooit by daai plek was nie, ons was al. Sy het niks gehad nie, maar sy het ook nie 'n man gehad of iemand gehad wat vir haar kon sorg nie. Hulle het aangekom in Bethlehem met absoluut niks en niemand wat vir hulle kon sorg nie. En as julle nou verder lees, kom ons lees gou hoofstuk 2 vers 2, ek dink ons gaan dit gou opsit eers al. En Rut die Moabitiese het vir Naomi gesê, laat ek tog die land ingaan en are optel agter die een se oë. En are optel agter die een in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy, gaan my dogter. So as julle die res van Rut lees, hierdie val aan by, sy het so 'n mooi gesindheid gehad. Derentyd, die hele tyd het sy 'n mooi gesindheid geopenbaar. Sy was 'n deegsame vrou. Sy was 'n sambreel tipe mens. En reg deur die Bybel kom ons agter dat hierdie tipe gesindhede dit lok God se aandag. Dit trek sy gees aan, dis soos 'n magneet, hierdie tipe gesindhede. En ek wil hê, julle moet dit raak sien, sy het gaan are optel, uit haar eie uit. En dit is heeltemal 'n welsynsaksie. En sy het, terwyl sy besig was met die normale dagtake, was God besig om in haar lewe te werk. Terwyl Rut die moontlike gedoen het, was God besig met die onmoontlike. Rut tel are op in die land, en sy beland toevallig op die land van Boas. Boas was 'n welgestelde man wat verskillende lande besit het. En in die tyd wat Rut nou die land besoek het om are op te tel, was toevallig die tyd dat Boas daai land besoek het en met sy manskappe kom praat het. Boas vra toe vir sy werkers, wie is hierdie vrou? Kom ek stop, gaan julle weet wat die welsynaksie was van daai dag. In Israel het hulle 'n wet gehad dat wanneer hulle die lande bewerk en are optel, wat ook al val op die grond, mag hulle nie weer optel nie. Die armes kan kom en hulle kan dit vir hulle optel. So het hulle gesorg vir die wat nie het nie. Dis die mooiste welsynaksie daai. So, Boas vra toe vir sy werkers, wie is hierdie vrou wat op die land are optel? En die werkers antwoord vir hulle, want sien, hulle het gehoor van haar, hulle sê, dit is Naomi se skoondogter, wat haar vergesel het van Moab af. Boas gaan praat toe met Rut. En in vers 11 en 12 sê hy vir haar, ek gaan dit in Engels vir julle sê, but I know. Hy vra toe vir haar wie sy is, sy stel haarself voor en hy sê toe vir haar hierdie woorde. I know about the love and the kindness you have shown your mother-in-law. I have heard. Haar reputasie het daarvoor uitgegaan. I know about the love and kindness you have shown your mother-in-law. I have heard. En ek wil hê ons moet hierdie woord met die nodige eer ontvang vandag, wat het verdien. En ek wil hê, ons moet almal, ek moet aangemoedig word deur hierdie woord vanoggend, en mag dit ook so wees, dat iemand van jou kan sê, ek het gehoor, hoe praat hulle van jou by jou werk? Ek het gehoor, jy hanteer mense mooi. Ek het gehoor, jy help die wat nie het nie. I have heard, dat jou reputasie jou vooruitgaan. Maar dit was nie die uiteinde van Rut se guns nie. Kom ons praat bietjie van Naomi, van Boas. Boas was Naomi se man, Elimelech, ek het dit, Elimelech se familielid. Hy was die naaste familielid en losser. En daai tyd het die wet voorsiening gemaak, en ek wens dit was nog so, dat as 'n familielid, 'n man in 'n familie oorlede gaan, as hy doodgaan, dan kon 'n naby familielid toetree as losser. Boas was Naomi se man, Elimelech se losser. En hy het toegetree, dit beteken, hy het gegaan en hy het gesê, Naomi, jou oorlede man, ek gaan sy grond koop, en alles, en verantwoordelikheid vat vir alles van jou oorlede man. Hy tree as losser toe, en hy sê, nou is julle my familie. Is dit nie mooi nie? En hy gaan koop die land, en hy vat Naomi, en hy vat Rut onder sy vlerk in. Inteendeel, hy gaan trou met Rut, en hy sê hierdie woorde, I have acquired Ruth to be my wife. This way, she has a son to carry on her family name. Daai onbaatsigtelike liefde, this way, she has a son to carry on her family name. Ek gaan
verantwoordelikheid vat, ek gaan eienaarskap vat, hulle is nou my familie, ek gaan met Rut trou, en sy gaan 'n seun hê om haar familienaam aan te laat dra. En hulle het 'n seun, en sy naam is Obed. Daar kon julle sien, Rut het gegaan, Boas het gegaan en hy het vir beide Naomi en Rut 'n sambreel aangebied. En hy het homself in 'n posisie geplaas om dit te ontvang wat God vir hom in gedagte het. Obed is gebore. Uit die familiestam van Obed kom Dawid. Uit die familiestam van Dawid kom Jesus. Die gedagtes wat God oor Rut gehad het, wat niks gehad het nie, wat na 'n vreemde land toe gegaan het, en haarself toegewy het Naomi en Naomi se God. Sy planne was vir haar, uit jou nageslag gaan die geslag van Jesus gebore word. Het sy agtergebly soos Orpa, en as nie daai sambreel aangebied nie, het sy nie hierdie awesome geskenk van die Here ervaar nie. Dis net vir my amazing, maar die goeie nuus vandag, die baie, baie goeie nuus vandag, soos Rut se losser Boas was, soos Jesus Christus ons verlosser. Hy het ons ook raak gesien. Hy het sy seun gestuur om vir ons te sterf, ons sondes op hom te neem, ons losgekoop, en vandag sê Jesus vir my en vir jou, ek vat vir jou en vir my, ek vat vir julle verantwoordelikheid. Kom onder my sambreel en julle is nou my verantwoordelikheid. Ek het julle losgekoop. Ek het opgetree as julle losser. En net soos God 'n wonderlike plan gehad het met Rut se lewe, net so die Here die amazingste plan met my en jou lewe. Hoor wat sê hy in Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Net soos Boas vir Rut 'n toekoms gegee het, net so sê Jesus, die gedagtes wat hy het vir my en jou, is 'n hoopvolle toekoms, maar ons moet onder sy sambreel inkom. Ons moet onder die woord van God inkom. So wat sê ek vandag vir julle? Rut sien Naomi se nood aan. Sy wy haarself toe aan Naomi, sy gee vir haar sambreel. Sy beland toevallig op 'n stuk land wat aan Boas behoort. Toe Boas daar by haar aankom, en hy vind uit wie dit is, en haar hele reputasie het daarvoor uitgegaan. Weet jy wat sê hy vir sy werkers? En dit is nou nie meer welsyn nie, dis nou uitreike. Quentin de sending. Hy sê, hy vra vir sy werkers en hy sê, laat Aspris doelbewus graan val, sodat sy dit kan opsal. Dit is 'n doelbewuste Aspris uitreik, iets wat jy beplan om te sê, ek maak planne om iemand te gaan help. Dis nie nou net wat val nie, laat Aspris are val, sodat Naomi dit het om op te tel. Dis nie wonderlik nie. En ons gemeente is besig met daai dinge. Dis vir my absoluut amazing. Boas gaan en hy tree op as losser, hy trou met Rut, en hy gee vir haar toekoms, 'n sambreel. Want as jy 'n sambreel vir iemand aangee, dan plaas jy jouself in 'n posisie om te ontvang dit wat God vir jou in gedagte het. En wat hy vir jou in gedagte het, is 'n hoopvolle toekoms. So ek wil begin afsluit deur te sê, vir sommige van julle is die boek van Rut dalk net 'n mooi verhaal, iemand wat 'n hartseer begin gehad het en 'n mooi einde, 'n tipiese brag to riches story. Maar net soos Rut onbewus was van die groter doel van haar lewe. Nee, Rauma. Net so is ek en jy vandag ook onbewus van die groter doel en die betekenis wat die Here het vir ons lewe. So vir elke vrou en man hier vandag wil ek herinner, soos God dit gebruik het, wil hy jou en my vandag gebruik. Ongeag jou omstandighede en jy's te midde in jou omstandighede. Al het jy ook niks, al is jy ook iemand hier wat vandag sit en ek het niemand wat vir my sorg nie. Hou daai mooi gesindheid, gee daai sambrele aan, God wil jou gebruik. Nou wanneer ek praat oor 'n gedagte, dan dink ek altyd aan 'n paar praktiese maniere. Hoe lyk hierdie skrif, as dit geskryf is in my lewe? Hoe sien ek dit raak in iemand anders se lewe? So ek het net so 'n paar praktiese maniere wat ek net gaan met julle wil deel, om dit toe te pas. Ek kan aangaan.
Sy, jou huwelik. Huwelik uit of huwelik in, hè? Jou huwelik. Mans, julle is die hoof van julle huis. Julle is die gesin se sambreel. Eer mekaar, respekteer mekaar, voeg waarde tot mekaar se lewens, wees sambrele. Nou, maar dit laat my baie dink, en dalk is ek die enigste vrou hier, maar jy weet wanneer jy so bietjie kwaad is en jy lê aan daai kant van die bed. Hy heel laaste stukkie, né, want hy mag aan jou raak nie. En jy gaan nie die duvet vat nie, want al kry jy koud, want hy moet dink jy slaap. Nee, daai deel. Maar ons moenie so wees nie. Maar dit is waar mans, al is julle kwaad, vrouens al is julle kwaad. Ons moet sambrele aanbied vir mekaar. So in jou huwelik, mans, neem daai autoriteit op, vat julle plekke in en wees die sambreel. En vrouens, as jy nie 'n man het nie, die skrif sê, the Lord your maker is your husband. Hy self kom in vir jou. Niemand word uitgelaat nie. By die huis, vrouens, skep 'n gesonde atmosfeer, skep 'n mooi atmosfeer. Vrouens skep definitief die atmosfeer by die huis. As daar gesonde atmosfeer is, iets wat gesond is, laat groei plaasvind. Dissipline is gesond, dis reg. Skep 'n mooi atmosfeer by die huis. Bied sambrele aan, wees 'n sambreel vir jou gesin. In die gemeente. Vanoggend was vir my 'n baie mooi voorbeeld vir sambrele, om die kinders onder 'n sambreel toe te maak. Julle belangstelling, julle toewyding, julle ondersteuning, julle omgee van mekaar, dit is sambrele aanbied vir mekaar. Want in 'n kerk is ons nie net hier vir onsself nie, maar ons is hier vir die volgende persoon. Wat van die pastoor en sy vrou? Die woord wat gedeel word, die suiwer woord. Die gebede wat aangebied word, die salwing wat plaasvind, die leiding, kursusse, klein groepe. Dis alles sambrele. En julle, as julle vir ons bel, en julle stel in ons belang, of julle hoor hoe gaan dit met ons, of julle bid vir ons, of julle maak ons rig toe, dit is sambrele. En daarvoor wil ons dankie sê. Jou werksplek. Hoe is jy daar as sambreel? Doen jou werk asof jy dit vir die Here doen. Doen dit met integriteit. Doen dit met loyaliteit, dat mense kan sê, I have heard. Ek het gehoor van jou. Ek weet. Stel belang in jou medewerkers. Gee sambreel vir die wat die Here nodig het. En wees 'n voorbeeld. Laat hulle in jou sien, wat Rut en Naomi gesien het. En in jou omgewing, in jou gemeenskap, ek dink dis meer waar ons jou projekte en ons welsynprojekte by mekaar kom, sterk na vore kom. Sambrele oor ons gemeenskap, voorsien aan 'n behoefte of aan 'n nood. Want wanneer jy lig en sout is, dan is jy besig om 'n sambreel aan te gee. Kom ons trek dit 'n bietjie na Moedersdag vandag. Ek het gaan kyk na die Latynse woord umbrella. En dit beteken umbra, wat basies net beteken om skaduwee, to give shadow or shade. Is dit nie wat elke ma is nie? 'n Skaduwee plek vir hulle kinders, vir hulle man, vir hulle vriendinne, vir mekaar. So ek wil vandag dankie sê vir elke ma. Ek wil dankie sê vir my ma wat dit vir my was. Ek wil dankie sê vir elke ma en vir elke persoon hierso wat daai tipe gesindheid openbaar. Saam kan ons hierdie gemeente toemaak, saam kan ons die dorp toemaak, saam kan ons die sambreel aanbied vir iemand wat nog nie die Here geken het nie, sodat hulle onder die woord van God kan inkom. Maar weet dan, ons kan nie sambrele aanbied wat gaatjies in het nie, want die reën gaan deurkom. Ons kan net die suiwer woord verkondig. Niks wegvat nie en niks byvoeg nie. So as jy vandag hier is, jy kan sien, is 'n klomp sambrele, ek eindig af, maar as jy vandag hier is en jy het nie 'n sambreel nie, of jy besit soos ek 'n swarte, wil ek julle uitnooi, gaan koop vir julle een. Een met polka dots, een met reënboogkleure, neongroen, shocking pink, wat ook al, enigiets wat jou sal herinner, dat jy 'n sambreelmens moet wees. Dat die beste plek om onder te lewe, 'n sambreel van God se woord is. Spesifiek onder die suiwer woord van God. 'n Sambreel met gate sal nie beskerming bied nie, dit bied beperkte beskerming. Geseënde Moedersdag aan elke moederie. Mag die sambreel van God se liefde, sy beskerming, sy guns,
sy woord oor jou wees en mag jy jou sambreel aanbied vir ander.